Buffelbil van Inyatikulu, episode 20. Ek is verkoue, ek vra om verskoning vir my stem, maar ons druk deur. So voel 'n man maar tjortserig as jy die klap van 'n luiperdpoot oor jou skouer gevoel het. Luka hou homself maar skaarserig by die lodge en probeer om sy werk op ander plekke ook af te skaal, maar hy kan nie nee sê vir 'n gewonde renoster op 'n jagerplaas nie. Dit is waar Anton en Elmien se dogter Antoinette en haar span vroumense wees renosters grootmaak. Sy is nie veronderstel om 'n volwasse renosterkoei ook in haar hospitaal te hê nie, maar aangesien haar stalle die naaste aan die plek van slagting was waar renosters gestroop is, kon die weldoeners die oorlewende volwasse koei en 'n baba daarna toe aanjaag. Luka se eerste reaksie was om vir Larry te gaan nader trek om saam te ry, maar toe het hy daarteen besluit. Hy hou nie van te veel publisiteit waar dit oor renosterstroping gaan nie, en hy wil ook nie aandag vestig op die plekke waar renosters gerehabiliteer en gesond gemaak word nie, net soos met die Itermagos. Gelukkig is daar heel wat vrywilligers wat kan help met die operasie en om die loodpunte uit die groot dier te verwyder. Maar oor die gedeelte waar die horing op die dier se neus uitgebreek het, gebruik Luka 'n plaat en rivet dit vas. Die tweede kleiner horing is daarom nog in plek, maar dit maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Hierdie dier is geskend vir die res van haar lewe. Is jy alright, Dok Luka? Wil Antoinette se assistente Jacomien weet, toe hy met 'n steun langs die groot dier oorent kom. Wanneer laas het iemand na jou wonde gekyk? Iemand kyk elke aand en daai iemand is ek, wanneer ek onder die stort instap, keer Luka en gaan was sy hande by die wasbak daar naby. Hemel, plaas dat die vrou van hom vra of hy 'n bier nodig het, na 'n dag se lang en harde werk. Jacomien, maak 'n bietjie hierdie man se wond oop en kyk daar. En julle ander, maak seker dat hy stil sit wanneer sy dit doen. Woorde wat hom die afstand na sy bakkie toe laat meet. Hy moet hier wegkom. Maar daar staan nog te veel van sy toerusting hier rond. Al is Tampan reeds besig om te laai, kry hy so half en half die nare gevoel, dat hulle twee dit nie gaan maak nie. Hulle is omsingel. Antoinette aan die een kant, Jacomien en twee van hulle gabbas wat dwars oor hom is, en die aandag wat hulle aan hom skenk is nie iets waarvan hy gaan hou nie. Jacomien se woorde bevestig dit. O nee, maar ons weet mos hoe half maak 'n mediese ou se eie wonde skoon. Hy's mos bang vir seer kry, so uit met jou hemp, Dokter Willemse. En sy blessed wond drop hom natuurlik in die diepste van moeilikheid, want daar op die hemp sit sulke rooierige gemorskolletjies, wat daarop dui dat sy witbloedselle 'n verbete geveg teen infeksie in sy bloed het. Maar wat verwag jy nou eintlik? 'n luiperd gaan nie vir 'n manikuur of 'n pedikuur voordat hy jou oop skroor nie. Jy gaan maar moet toelaat dat ek vir jou 'n ou inspuitingkie ook gee, dokter. Draai jou agterkant. Sy bout? No ways, nie voor 6 vroumense nie. Maar Jacomien werk sy gordel los en laat sak darm net genoeg dat sy kosbaarhede bedek bly. Daarna druk sy hom in 'n stoel plat. Tampan, bring vir my 'n bier, roep Luka, toe nog 2 vroue nader staan. Hierdie girls is Amazone, en Tampan, jy mag nie by alleen hier los nie. Dr. Willem sal ontspan. Ek gaan absoluut niks aan jou doen, waarvan jy dalk mag hou nie. Afkom sy verbande, en oopgespalk is sy ietwat verwaarloosde wond. Man, jy onthou mos daai ding van die skoenmaker se vrou wat met kaalvoete loop? Die ouens van die oulike kampwaantjies bou slaap in 'n daktent wanneer hulle kamp en die veearts vrek van 'n septiese luiperdkrap. Trap Jacomien hom vas. Sy begin wonde skoonmaak en sy werk nie sag nie. Sy maak ook sommer oop waar sy dink goeters moet kan uitloop. En Luka onthou mos nou weer
dat dit is hoekom sy die polsierop by Antoinette aanvaar het. Sy is 'n wondverpleegster van mense. Dit was haar oorspronklike nering, voordat sy haar tot die arme diere gewend het. En sy kry seker lekker tot tussen haar groot tone, nadat sy hom hier magteloos in 'n stoel vasgepleister sien. Tampan sit sy beer in sy hande, en hy tuig dankbaar daaraan. Maar amper gooi homself daarmee, toe Jacomien nog 'n naald in sy arm ook sink. Dis daai seer inspuiting, en sy probeer om nie eens om die ergste te spaar nie. Gelukkig het sy besluit dat hierdie een nie weer bout toe hoef te gaan nie, en dat sy hom geplant het, en as sy hom daar geplant het, sit hy vir 'n week skeef, want daai een maak regtig seer. Weet jy wat, ek is sommer lus en hou jou tot na die naweek hier, sodat ek elke dag hierdie wond van jou kan versorg. En dit is nie omdat dit so 'n mooi wondjie is nie. Nee, Dr. Willemse, dit is omdat jou wond op die punt is om jou in die hospitaal te laat beland. Nee, ek kan nie hier bly nie. Ek en Tampan moet huis toe gaan. Daar is nog goed wat gedoen moet word daar ook, voordat ek die naweek na my vriende se troue toe kan gaan. 'n Troue die naweek? Wel, sê dankie Jacomien, want anders het jy die naweek in die hospitaal gekuier. Neem sommer 'n bietjie sy koors daar vir ons, sê sy vir een van die ander vrouens, en sy druk dit onder sy arm in. Dankie tog, dit kon erger gewees het. Hier is genoeg vroumense, en hulle verstaan net van veeartsgoeders, soos aan die kant weer eens. Of onder die tong, maar jammer, hy druk nie daai pen onder sy tong nie, want hoe weet hy in wie se agterkant dit die laaste keer was? 39,3 grade, o my hemel, jy het 'n hoë koors. Jou liggaam fight, dokter, jou liggaam fight hard. Jacomien sit die pen met groot gebaar op die tafel neer, nadat sy gelees het. Wanneer ry jy na daai troue toe waarmee jy so spog? Vrydag deur die dag. Wel, dan wil ek jou vrydagoggend eerste ding weer net hier sien, Luka. Uiteindelik los hulle hom, en hy staan stadig uit die stoel op. Hy is nie lus om die vuil en nat hemp weer aan te trek nie. Daarom stap hy uit en gooi die hemp agter in sy bakkie by al die ander toerusting. En toe haal hy vir hom en Tampan elkeen nog 'n bier agteruit. Jy kan nie alkohol drink en bestuur na die inspuitings wat ek vir jou gegee het nie, Luka. Val Jacomien hom verder aan. Daar's pynstillers tussen dit in. Hy sit die sleutel in Tampan se hand. Nou maar goed, dan moet hy maar bestuur. Hy kan sy bier kry wanneer ons by die huis kom. Ek sal so maak, ja, sê Tampan en knip oog vir die vroumense. Dink hy kan hulle beïndruk? Glad nie, hoor. Luka lig sy eie bier. Nou ja, baie dankie Jacomien. Ek dink ek sal seker na dese heel wat beter voel. Ja, jy sal. En dankie vir jou ook, Luka, roep Antoinette uit. Dankie dat jy beter na jou dierepasiënte kyk, as wat jy na jouself omsien, wanneer jy veronderstel is om ook 'n pasiënt te wees. Sê hy net. Hy lê agteroor teen die sitplek, en teen die tyd dat Tampan met hulle by Inyatikulo inry, slaap hy soos 'n klip. Ons is hier, sê Tampan. Nou waar is hier, vra Luka. Langs jou huis op Inyatikulo. Kan ek nou maar my bier kry, of moet ek jou eers tot binne in jou plek help? Nee, vat sommer vir jou 2 biere en gaan huis toe. En dankie, jy het baie mooi Wat wou hy gesê het? Hy weet nie meer nie. Hy raak net weer weg. Maar in die nevels hoor hy darm dat Tampan sê, ek sit die bakkie se sleutel op sy gewone plek. Ek los hom nie in die ignition nie. Mens weet nie wat jy gaan doen as jy in jou kop oplig en dink jy moet iewers heen ry nie. Jy is grog en de mekaar. Dit begin koel raak hier vroeg in April, besef Luka, toe hy later weer wakker word van iemand wat teen sy ruit klop. Hy sit verbaas regop. Die laaste wat hy onthou was, toe Jacomien hom beet gekry het nadat hulle die renoster versorg het. En 2 of 3 biere later, saam met wat ook al sy vir hom ingespuit het,
Ja, hy's lekker die mekaar. Vir 'n oomblik wonder hy hoekom hy boonop in die passasierskant van die bakkie sit. Dit vat hom darm 'n rukkie om te onthou dat Tampan hulle huis toe gebring het. Hy hoef nie te ry nie. Dit beteken hy kan net instap. Maar hy wonder net hoekom iemand nou sy deur aan die linkerkant probeer oopbreek en roep dat hy asseblief moet oopmaak en niks aan homself moet doen nie. Behalwe dat dit cool is hy heeltemal gemaklik om net hier te sit en te slaap tot môreoggend. Daarom maak hy sommer weer sy oë toe. Luca Willemse maak die deksel se deur oop of ek moker die venster met 'n klip uit. Luca sit stadig oorrent. Wie sal nou so aggressief wees? Is dit dalk een van daai kwaai vroumense van Jacomien en Antoinette? Hy het mos die kwaai vroumense daar by die Jager se plaas agtergelaas. Is hy nie nou hier op Inyatikulu nie? O my hemel, dis Laurie. Laurie Sullivan, prewel hy, en toe maak hy die deur oop. Luca, is jy alright? Vra sy ontsteld. Ek glo so, hoekom vra jy? Want jy lyk weer soos iemand wat uit die oorlog kom en die verloorder van die laaste skermutseling was. En waar is jou hemp? Het jy jouself weer gaan staan en seermaak iewers? Nee, ek het my teen 'n hele pak vroumens verpleegsters vasgeloop. Hulle is soos hyenas. 'n Man het nie 'n kans teen die klomp nie. Hulle pak my in die arms en bene, maak my sit en stel net in een ding belang. Nee, Luca, en daai een ding is wat? Haar groot bruin oë is nog groter en bekommerd. Om die verbande van my lyf af te skeer en na my wond te kyk. Sy begin lag. Dis nou jammer, Luca. Ek kan aan iets baie meer aangenaam dink om met jou te doen as jou klere van jou lyf afgeskeer is. Maar kom dat ek jou by jou plek kan inhelp. Duidelik het jy jouself darm ernstig getroos met 'n botteltjie of 2, of is dit 3 biere. So waar is jou huissleutels? Onder daardie potplant. Larry gaan sluit oop en kom terug, maar in daardie stadium kom Dirk daarom ook aangedraf. Is Luca alright? Wat is hier aan die gang? Nee, het klink vir my iemand het sy wond versorg. Miskien is daar 'n bietjie infeksie in. Sy lyf voel vir my so 'n bietjie aan die warm kant. Ek vermoed dat hy nogal koorsig is. Luca, druk jy jou pille? Jy weet jy moet jou pille drink, raas Dirk. Ek het die goed hier by die huis vergeet, keer Luca. Maar jy weet mos van antibiotika en penicillin, ou seun, hou Dirk vol en hak onder sy arm in. Jy moet die hele kursus drink en dit voltooi. Die veearts drink nie sy pille nie en die skoenmaker loop kaalvoet. En daar is nog iets van 'n waantjie wat ek nie kan onthou wat daai een is nie. Luca lig sy hand waarskuwend. Ek gaan vir jou iets uit my vrieskas haal en dit warm maak. Jy moet eet voordat jy nog pille gaan staan en drink. Larry draai om weg te loop. Nee, ek gaan nie eet nie. Ek gaan stort en daarna wil ek net 'n ou biertjie drink. En daar is sy terug by hom met haar vinger reg onder sy neus. Nee, as jy klaar gestort het, gaan jy eet en jy gaan jou pille drink en jy gaan nie nog 'n bier kry nie en ek gaan jou verbande self omruil wanneer jy klaar gestort het. Skoon word is nogal moeite, besef Luca. Dit vat langer as wat hy geglo het. Hy wonder wat 'n joos dit is, wat Jacomien in sy lyf gepomp het met daai 2 inspuitings. Hy skoon uitgetik. Toe kom hy huis toe om weg te kom van die hele vege daar, en hier wag Larry Sullivan hom in, en met haar hande in die sye. Wat beteken dat hy maar 'n onderbroek, kort oefenbroek en 'n T-hemp gaan aantrek om mee te slaap wanneer hy uit die stort uitstap. Dit is dalk nie 'n te dom plan nie, want dit is boonop koud. Hy stap uit die stort met 'n handdoek om sy lende, om sy klere in sy kas te gaan haal. Normaalweg sou hy nie oor die handdoek gebodder het nie. Maar Larry is mos nou daar by hom in die huis. Hy trek sy oefenbroekie aan,
Maar voordat hy sy teehemp kan aantrek, sê Dirk, hy moet kom eet. Dit is iets in 'n blink bakkie, wat Larry vir hom uitskep en in die mikrogolfoond warm maak. Herderspastei, sê sy. Whatever. Hy moet haar maar glo. En wil jy regtig nog 'n bier hê, Luka? Vra Dirk. Ek sal dit nie aanbeveel nie. Hy sit met Luka se pille in sy hand en hy lees al die instruksies. Jou pille sê geen alkohol wanneer jy hierdie drink nie. Regtig. Hy druk die boksie teen sy oor en luister. Nee, die pille praat nie, ek hoor niks. Maar as jy so sê, Dirk, dan wil ek liewer nou maar net in die bed gaan staan en klim en slaap. Voordat hy sy vurk neersit, is Larry weer op sy keis. Lig jou arms, sodat ek jou kan toedraai. Dit is salig om uiteindelik daarna in sy eie skoonbed te kan lê en sommer net meegesleer te word deur 'n niks na nêrens. En hy voel soveel beter toe hy 1 uur in die nag wakker word en 'n draai in sy badkamer gaan maak. Wat ook al Jacomien met sy wond gedoen het, dit laat hom regtig beter voel. Die inspuiting wat sy hom gegee het, is hopelik nie net 'n dosis vir 'n renoster of 'n buffelbil nie, en die kos wat Larry hom laat eet het, keer dat hy daai naar gevoel van pille op sy leë maag kry nie. Luka lê lank wakker nadat hy sy badkamer draai geloop het. Hy wonder of hy hom dit verbeel het. Maar het Larry regtig gesê dat sy aan 'n paar beter dinge kan dink om met hom te doen as iemand sy klere van sy lyf afgestroop het. En kyk, hy was miskien gedrag en onder die invloed, maar hy is nie dom nie. Hy ken 'n vreeslike stout gesiggie as hy een sien. Iets wil vir hom wys maak dat Larry nie net 'n grap gemaak het toe sy dit gesê het nie. En hy kan self 'n hele paar voorstelle indien wat om aan haar te doen as sy dalk vandag die een was wat sy klere van sy lyf afgetrek het. Sy moenie sulke grappe maak op die vooraand van hulle vertrek na Zak en Carly se troue toe nie. Hy mag dalk net gedagtes kry wat nie sommer in hulle spore gestuit kan word deur 'n paar pilletjies en 'n bier of 2 nie. Of hy mag dalk net besluit om glad nie troue toe te gaan nie. Maar nee, hy beter gaan. Hy sal gemis word. Hy het al soveel keer saam met Carly en Gitte gewerk as daar 'n krisis by die Mahala kliniek ontstaan het. En so 'n mate dat hulle vir hom gevra het om 'n huildronk op haar in te stel. Daar was juis 'n tyd in sy lewe toe hy nie kon nee sê vir niks nie. Een oomblik was hy by 'n buffelplaas in die omgewing van Komati Poort. En dan ontsteer 'n chopper die Buster hartbeeste en swartwit pense in Guyana moet gespuit word. En die Buster gemskoppelke daar by die plaas naby. En 9 uur, daar dieselfde aand, iets is met die ape aan die gang by die primaat herberg aanderkant Barberton. En so hardloop hy soms maar wyd, en dan slaap hy nooit. Maar donderdag voel hy lus om heeldag te slaap, net te slaap. Hy hoor die sleutel in sy deur draai, iemand stap in, hy ruik spek en eiers, sy maag sê, sit regop, net nou stap die spek en eiers weer saam met daardie persoon uit. Maar gelukkig gebeur dit nie, want die iemand raak aan sy gesonde skouer en praat mooi met hom. Luka, hoe voel jy vandag? Jy moet iets eet en jou pille drink en dan kan jy gerus verder slaap. Luka roer effens en sit stadig oorend. Hy moet eers nog agterkom hoe hy voel en tot sy verbasing is hy inderdaad beter. Dit is Larry wat vir hom kos aandra en sy lyk verruklik in 'n geel langmou blouse en denim langbroek. Dit is duidelik, die winter kom vanjaar vroeg. Selfs hier in vroeg April is dit al koelerig. Ek hoop nie jy het planne vir die dag nie, want ek dink dat jy vandag net rustig hier in die huis in jou bed moet bly. Tensy jy besluit dat ons jou vriende se troue die naweek 'n mis moet gee.
Lukas skud sy kop. Nee, daar's nie 'n manier nie. Al sit jy my in 'n boks en reël dat 6 draers my daarna toe neem, kan ons nie die naweek se verrigtinge misloop nie. So kan jy dans. Hoe nou? Larry is besig om ketel aan te skakel. Miskien kan sy regtig nie hoor nie, want die ding begin raas. Anders is sy aspris, daar waar sy in die kombuis staan en koffie en vir hulle twee aan mekaar slaan. Sakkie, vra ek. Of is jy so verander lands, dat jy verleer het om te kan sakkie? O, praat jy van die koffiehuis, sakkies, nou waar kry ek dit? Sy maak die deurtjie van die kas bo kan die ketel oop. Nee man, dis nie koffiehuis nie, dis Kenna, maar dit kan seker ook werk. Larry sit vir hulle elkeen 'n sakkie in hulle bekers. Luka klim uit die bed, sy smoetswillig, nê? Hy skud maar net sy kop en stap by die badkamer in. As hy nie nou van die water in sy lyf ontslaa raak nie, kan die Olifantsrivier vandag afkom en dan oorstroom met die huis. Moet die man die badkamer deur so hard in sy skarniere toe moker, dat die hele huis daarvan dril? Wonder Larry geamuseerd. Natuurlijk het sy gehoor wat hy vra. Hy sien uit na 'n lekker jolparty na die troue Saterdag en hy hoop dat sy darm 'n geskikte dansmaat sal wees. Ja man, sy kan dans, so bietjie, en sy sal nie nee sê as hy haar vra nie. Miskien het dit 'n kwessie van wat die oog nie sien nie, sal die hart nie skade doen nie, want sy sal nie daarvan hou as daar te veel ander vroue is wat Lukas se onverdeelde aandag gaan geniet as sy nie kan dans nie. Want dit is iets wat sy nog sal moet uitvind. Hoe tree 'n buffelbil op as daar 'n hele stal vol losloper koeie voor hom verby skuur en die een lyk meer gewillig as die ander een? Om met hom te dans, jy weet, net te dans, word vervolg.